Goeiedag almal en welkom. Kan julle glo, ons is nou al by ons laaste groeigroep sessie van hierdie kwartaal. Ons het hierdie kwartaal hopelik saam met die groepe deurbeweeg deur die gedagte om verby ons gedagtes te gaan en God daar te ontdek en hopelik 'n groter, meer vindingryke prentjie ook te kry van wie God ook in ons lewens kan wees. Vandag sluit ons af en hopelik in die gesprekke wat julle met mekaar gehad het julle nou al agtergekom. God het nie net een fisiese adres wat die hemel daarbo is nie, hy is hier tussen ons, hy is in die natuur, hy is in ons gesprekke met mekaar en dit is eintlik die punt waartoe ons wil beweeg. Vandag is die gedagte wat ons eintlik met mekaar wil deel, is die gedagte dat God geïntegreer is met ons hele werklikheid. Ons dink baie keer aan God as die ander, as 'n persoon. En as ons dan die woorde hoor om in God te wees of by God te wees, dan dink ons baie in terme van persone. Met ander woorde, ek staan langs God. Die beeld wat baie mense van hou, is die gedagte om in God as 'n huis te wees. So met ander woorde, jy is in God, God is die huis en jy is binne in die huis. Een van die beelde wat meneer Dominee Nicol gebruik hierso in sy boek, wat ek nogal baie hulpvaardig vind, is die beeld van whisky. Nou ek self hou nie vreeslik baie van whisky nie, dis 'n langer storie, maar die beeld wat hy gebruik, hy sê is, ons moet eerder onsself verstaan soos water in whisky. So ons is in God, maar op 'n stadium, jy gaan nie weet wat is die water en wat is die whisky nie. Maar jy is in God op hierdie manier. En die beeld wat hy eintlik daardeur probeer gee, is om te sê, ons hoef nie net aan God as 'n persoon te dink nie. Ons kan ook aan God dink as 'n force, as deel wees van alles waarmee ons besig is. En deur net te loop, deur net te wees, is ons besig met God. Ek onthou hoe ek as jong student met 'n Bybelstudie, eintlik my Malus is 'n selgroep of Bybelstudie by was, en toe praat hulle oor gebed. En 'n klomp van die mense het gesukkel met gebed. En toe het een van die mense die opmerking gemaak deur te sê, mens bid nie altyd net as jou oë toe is nie. As jy 'n eendimensionele manier het om te dink aan God en dan te dink aan gebed, dan is dit baie dikwels, jy moet op jou knieë gaan, jy moet jou oë toemaak, jy moet jou hande bymekaar sit, en daar is baie dikwels 'n patroon wat jy gebruik. Die persoon wou eintlik wys om te sê dat sy sal bid in die kar, wanneer sy met die Here praat. Sy sal met haar mens wees, besig wees met God, besig wees met aanbidding, en juis deur so te leef, is sy eintlik besig om te bid, of haar oë oop of toe is, of nie. En hierdie is 'n gedagte wat ek besef het baie waar is. Die wonderlike ding wat ons reg aan die begin van die sessies gesê het, is God is groter as al ons prentjies van hom. En daarom kan ons meer as een prentjie in ons lewens hê. Ons kan aan God dink as die regverdige Vader. Ons kan aan God dink as die liefdevolle Pa. Ons kan aan God dink as betrokke in die natuur. Ons kan aan God dink as in die hemel daarbo, maar deur net een prentjie te kies is waarskynlik nie genoeg nie, want God is groter as ons gedagtes. En daarom is dit baie belangrik vir my om te verstaan dat God geïntegreer is in ons hele lewens. Op 'n stadium, tydens die Bybelkursus het ek die opmerking gemaak, ons praat altyd van ons geloofslewens. En hoe meer ek met Paulus te maak kry, hoe meer ek besef Paulus sou nooit gepraat het van 'n geloofslewe nie. Want daar is niks afsonderlik, of niks apart van sy gewone lewe nie. Paulus het glad nie 'n geloofslewe gehad nie, hy het 'n lewe gehad, en hy het sy lewe geleef in en deur geloof. Daar's geen aspek van sy lewe wat losgemaak is van geloof nie. Of hy nou aktief gepreek het, en of hy besig was om tente te maak. Vir hom was dit dieselfde gewees. Dit is hoe ons leef, om geïntegreerd te dink oor God ook in ons lewens. Die teksgedeelte wat ek graag wil hê, hierdie gesprekke mee moet afsluit, is 'n baie geliefde en bekende gedeelte. Dit is 'n gedeelte uit 1 Johannes 4, waar hierdie prentjie gegee word, en waar ons agterkom, ook hier gebruik die skrywer God as 'n persoon, maar ook as iets meer as 'n persoon, as 'n force. En ek lees vir ons hierdie gedeelte, 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê,
Want liefde kom van God en elkeen wat liefhet is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En hier is die kernvers vir die gedagtes vir vandag. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Ek gesels 'n bietjie oor hierdie gedagte. Ek dink ek het dit al 'n keer genoem. Een van my gunsteling flieks in 2013 op die skerp is verskyn is eintlik 'n musical, Les Miserables. En reg aan die einde dan sing die priester die woorde: To love another person is to see the face of God. As jy so oor God dink, dan besef jy God is in alles, deur alles, by alles en hy vervul jou, hy voltooi jou lewe in alle fasette daarvan. Mag julle dit so beleef. Lekker gesels, ons praat volgende kwartaal weer.